In hierdie video gaan ons gesels oor die laatdrachtigheidsstadium van die ooi en hoekom dit die maak- en breekstadium is. Ons gaan eerstens kyk na die redes vir die hoë voedingsbehoefte, dan gaan ons kyk na die benutting van vetreserwes, die belangrikheid van geboortemassa, eierontwikkeling en voldoende biesproduksie, dan gaan ons 'n bietjie stilstaan by deurvloeiproteïen en spoorelemente en ook laastens gaan ons kyk na die aanvulling op droë en groen weidings. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings: besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. Laatdrachtigheid, die maak- of breekstadium, die wetenskap van vitale groei, ooivoeding en lamoorlewing. So jy het nou alles reg gedoen, jou ramme was reg, jou ooe was reg, jy het 'n baie goeie besetting gekry, jy het 'n baie goeie fetuspresentasie gehad met scan, so en jou ooe se kondisie was reg deur die middrachtigheidsstadium, so die placenta het baie mooi ontwikkel, ten volle ontwikkel, en nou is ons in die laatdrachtigheidsstadium. So hierdie is dan die maak- en breekstadium vir die sukses van jou skaapboerdery. So wat is die 80% werklikheid? 80% van alle lamvrugtes hou direk verband met die ooi se voeding in die laaste paar weke voor en onmiddellik na geboorte. Wat in die biologiese stelsel gebeur gedurende die laaste weke voor geboorte dikteer die finansiële sukses van die hele lamseisoen. Geen ander bestuursfase dra dieselfde risiko nie. So dit is baie belangrik, hierdie laaste 4 tot 5 weke van laktasie. Dit is waar 75-80% van die lam groei vind plaas hierso, en dit is baie belangrik dat jy hierdie gedeelte reg bestuur. Kom ons kyk bietjie na die ruimtekonflik. Waarom Rivoer faal? So as ons gaan kyk daar na maand, hoe lyk die embrio, die fetus hier op maand 2. Kan ons sien die fetus is maar nog redelik klein en daar is baie spasie in die rumen vir die ooi as hy rivoer eet. En dan hierso maand 4 en 5, dan raak die fetus al groter en veral as ons kyk na tweeling en drieling lammers, dan raak die spasie baie min vir die rumen. So ons praat hier van ontploffende groei. 85% van fetusgroei vind in die 4de en 5de maand plaas. En dan die fisiese beperking, die vergrote fetus beperk die rumen se kapasiteit drasties as gevolg van beperkte ruimte in die buikholte. Die ooi ondervind 'n akute energietekort. Sy kan fisies nie genoeg laaggehalte lywige veiding inkry om in haar stygende energiebehoeftes te voorsien nie. Komplementêre nutriëntdigte voeding word hierso ononderhandelbaar. So op hierdie stadium kan 'n ooi eenvoudig nie gedoen, veral as hulle op soos lucerne veiding, so goeders wat 'n baie hoë voginhoud het. Hulle kan eenvoudig nie genoeg kos vreet om aan daai fetus se behoefte te voldoen nie. So maak seker dat jy vir jou laatdrachtige ooe voldoende aanvulling gee om te voorsien aan die behoefte van die ooi. As ons dan gaan kyk wat mag daal en wat moet styg. So die ding wat gaan daal as die ooi nie genoegsame voeding inkry nie, is die ooi gaan van haar vetreserwes begin gebruik om op te maak vir die tekorte. Nou wat moet styg? Dit is die vitale en spiermassa. En dit is veral die groei van die fetus,
en dan in geval van jong diere moet die skaap, die oetjie moet nog self ook groei. So, dit is die goed wat moet opgaan. Nou as ons daar gaan kyk na die maksimum kondisiepunt verlies, ons praat hier van 'n half kondisiepunt. So ons wil nie graag hê die ooi moet meer as 'n halwe kondisiepunt verloor op hierdie stadium van dragtigheid nie. Volwasse oeye mag vanaf maand 2 tot maand 5 geleidelik 'n halwe kondisiepunt verloor. Sy gebruik haar eie vetreserwes vir energie terwyl penspasie beperk is. Maar as jy ooi meer as dit verloor, gaan jy probleme optel. Dan as ons gaan kyk na die groei, jong oeye enkelinge groei in die laaste 2 maande omtrent 8.5%, volwasse oeye enkelinge so 10%, jong oeye met 'n tweeling 12.5% en volwasse oeye met 'n tweeling is 18% groei wat daar moet plaasvind. So ongeveer 4 tot 12 kilogram in totaal in die laaste 2 maande, afhangende van wat se tipe ooi dit is. So dit is baie belangrik dat jou ooi hierso die regte voeding kry om deur hierdie stadium van laatdragtigheid te vat. Kom ons kyk na geboortemassa as oorlewingsmeganisme. Kom ons kyk eerstens hier na die lewensvatbaarheidszone. So lam geboortemassas kan enigiets van 2.5 tot 6.5 kilogram wees en die lewensvatbaarheidszone is hier tussen 4.5 en 5.5 kilogram. Die gevaarzone is lammers onder 3.5 kilogram staar eksponensiële sterfterisiko in die gesig weens 'n onvermoë om hitte te reguleer, swak isolasie en onvoldoende melkinname. So vir lammers onder 3.5 kilogram sal 'n massaverhoging van net 0.5 tot 1 kilogram die lamoorlewing met tot 50% verhoog. As jy net daai geboortemassa so bietjie kan opkry, dan is jou lamoorlewing tot 50% hoër. Deurvloeiproteïen in die laaste 3 weke voor lam kan tweeling geboortemassa met 25% verhoog. So as jy deurvloeiproteïen in die laaste 3 weke gee, dan is jou tweelinge se geboortemassa heel wat hoër en dit maak ook dat die lamoorlewing baie hoër is. Die teiken is, die ideale geboortemassa vir maksimum oorlewing is tussen 4.5 en 5.5 kilogram. Kom ons kyk bietjie na eierontwikkeling en biesmelkproduksie en dan die belangrikheid van die eerste 18 uur. So stap 1 is eierontwikkeling. Die meeste groei gebeur in die laaste 3 weke. Dan word die eier ontwikkel. Die meeste groei van die eier is in daai laaste 3 weke. Tweelingfetusse veroorsaak 25% meer eiergroei as enkelinge. Ontwikkeling word direk aangedryf deur aminosure. En dan stap 2 is die biesvolume en vloeibaarheid. Ondervoeding veroorsaak lae biesproduksie en taier bies wat weier om af te kom. So die lam sukkel om daai biesmelk in te kry. Wetenskaplike bewys in verhoging in vismeel het biesproduksie in die eerste 3 uur verdubbel. 150 gram na 320 gram. Nou, vismeel is hoofsaaklik maar deurvloeiproteïen wat dan hierdie biesproduksie verhoog. Dan stap 3 is die 18 uur venster. Die lam benodig 210 ml bies per kilogram massa binne die eerste 18 uur. Wat as 'n kritieke energiebron dien, dit help vir onmiddellike ontwatering, voorkoming en siekte-immuniteit. So hierdie is baie belangrik dat jou ooi dan dat daar voldoende voeding is, dat daar voldoende spoorelemente is, dat daar voldoende deurvloeiproteïen is so om te verseker dat die ooi genoeg eierontwikkeling het sodat sy genoeg melk kan produseer, maar ook baie belangrik dat sy genoeg biesmelk kan produseer in daai eerste stadium van die lam se lewe. So wat is die goue reël as dit kom by deurvloeiproteïen behoeftes? Ons kyk hierso na 6 weke voor lam, so 11 gram, 4 weke voor lam, so 14 gram, 2 weke voor lam, 44 gram en lamtyd ongeveer 53 gram. So wat is die biologiese voordele? Dit verskaf noodsaaklike aminosure wat selfs hoë proteïenveiding nie kan lewer nie. Dit verhoog wolproduksie, beperk die natuurlike 7 tot 18% afname in wolgroei tydens dragtigheid. So die oeye se wolproduksie neem af tydens dragtigheid,
omdat die ooi meer voorsiening moet maak vir die fetus, en deurvloeiproteïen verhoog drasties die weerstand van die ooi teen parasiete gedurende hierdie stresvolle periode. Kom ons kyk na hierdie diagnostiese matriks. As lekker nie werk nie, hoekom reageer oeye soms swak op deurvloeiproteïen aanvulling? Dit kan een van die volgendes wees: natuurlike versadiging, veidings voorsien reeds in die aminosuurbehoeftes, dis seldsaam, maar is moontlik. Fisiese inname, die ooi neem eenvoudig nie genoeg volume lek in nie, bakspasie of dit is onsmaaklikheid. Verkeerde formulasie, die lek voorsien nie die spesifieke beperkende aminosure wat die dier in daardie omgewing kort nie. Akute energiekrisis, uiterste energietekort in die ruwvoer veroorsaak dat die ooi die lek se dierproteïen bloot verbrand as basiese oorlewingsenergie in plaas van melkproduksie. En dan die laaste een is genetiese plafon. Die ooi se inherente genetiese potensiaal is te laag om die ekstra voeding in groei of in melk om te sit. Spoorelemente, die onsigbare skild en sy vyande, die gevaar antagoniste, oormaat minerale, kalsium, swaal, yster, molibdeen in water, grond of wanbalans lekke blokkeer die absorpsie van kritieke spoorelemente. So te veel van een ding veroorsaak 'n tekort van 'n ander ding. In plaas van geïndiseerde tekorte. Die manifestasie, tekorte lei tot doodgebore of swak lammers, lae immuniteit, vassit van nageboorte en vrotpotjie. Die strategiese oplossing, voorsien bykomende inspuiting van spoorelemente, iets soos multimin en Vitamiin A en E, ongeveer 4 weke voor lam. Waarskuwing is, vermy die voer van skoon soutklippe, aangesien diere dit bo noodsaaklike lekke kan verkies. So wat is die strategie vir droë en groen weidings? Op droë weidings, ons praat hier van koringstoppels of suurgras, die riglyn is 300 tot 500 gram deurvloeiproteïen per dag vanaf 4 tot 6 weke voor lam. Die uitsonderings is maaroeie moet byvoeding reeds 8 tot 10 weke voor lam kry met 'n ekstra 100 tot 150 gram per dag plus hooi. Tweeling en jong oeye benodig langer en hoër blootstelling. So dis belangrik dat jy sorg dat jou oeye volgens hulle kondisie en dan ook hulle dragtigheidsstatus dat die deurvloeiproteïen daar volgens aangepas word. As ons dan kyk na groenweiding, haver en gras, slawers byvoorbeeld, die geïllustreerde wanopvatting, moenie groenweiding as perfek beskou nie. Die risiko is proewe toon tot 30% van marine oeye met tweelinge het onvoldoende bies geproduseer sonder bykomende aminosuur aanvulling. Deurvloeiproteïen bly krities. So maak doodseker dat jy ongeag of jy op droë weiding is of groen weiding is, dat jou dier die nodige aanvulling ontvang in terme van deurvloeiproteïen, sodat sy die kritiese aminosure kan inkry. Kom ons kyk na die laaste 14 dae wat betref water, stres en isolasie. Dan kom ons kyk eerstens na die waterinfrastruktuur. Koel, skoon water is krities vir bies en hidrasie, veral in warm maande. Minstens 1 meter bakspasie per 100 oeye, met 'n invloeitempo wat vinnig genoeg is, dat die bak nooit leeg raak nie. Zero stresbeleid, alle aktiwiteite in en doseer mikskeer moet minstens 4 weke voor lam afgehandel wees. Die reël is, vanaf 14 dae voor lam, moet die kudde absoluut met rus gelaat word. Hantering in hierdie stadium sneller metaboliese rampe soos domsiekte en verhoog lammortaliteite drasties. Ek vertrou dat jy nou 'n baie goeie idee het hoe belangrik dit is om na jou ooi te kyk tydens hierdie laat dragtigheidsstadium en hoekom ons sê dit is die maak of breek stadium vir jou ooi se reproduksie. So gaan sorg dat jou voeding reg is, sorg dat jou ooi in die regte kondisie is en sorg dat sy die regte hoeveelheid deurvloeiproteïen kry om voldoende melk en biesmelk te produseer. Want as al hierdie goeders in lyn is, dan sal jy gesonde lammetjies op die grond kry wat 'n baie goeie oorlewingsvermoë het
en jou ooi sal ook in die daaropvolgende lamseisoen baie beter reproduksie vir jou gee. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n Totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings: besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge, en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. As jy minder as 80% kry vir jou skaapboerdery evaluasie, dan sal my aanbeveling wees dat jy hierdie werkboek aanskaf, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die skakel is reg onder hierdie video in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Nou, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery handel oor besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan skaapproduksie en bestuur. En dit sal jou help met jou denkwyse, jou beplanning, jou strategie, stelsels en die implementering daarvan. En hopelik sal dit jou vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy voel jy het meer hulp nodig, dan is jy welkom om deel te word van my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. Hierdie mentorprogram loop oor 12 maande. So ons gaan in maand 1 en 2 doen ons beplanning en strategie en denkwyse, en dan in maand 3 tot 6 werk ons met begrotings en stelsels, en dan maand 7 tot 12 dan doen ons monitering, evaluering en verbetering. So die hele doel met die mentorprogram is om jou te help om binne 12 maande jou boerdery te vat van waar ook al jy jou bevind na een van die top 20% skaapboere in Suider-Afrika. Uit ondervinding weet ek dat die meeste skaapboere maar redelik klei trap as dit kom by die verstaan van hulle finansiële syfers van hulle boerdery. So as jy belangstel, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn, as jy meer wil leer oor hoe jy jou syfers van jou skaapboerdery moet interpreteer.